Ons is so opgewonde oor die tydjie wat voorlê. Vir 'n paar weke gaan ons verdiep in gebed. Het ons die Here gevra dat hy ons moet leer bid. En ons wil niks daarvan misloop nie. Here, dankie dat ons aan die voete kan sit met die kosbaarste geskenk. En dit is kommunikasie met U. Dankie dat U ons self wil leer. Dankie vir U woord. Dankie vir U hier wees, Heilige Gees, vir U teenwoordigheid. Amen. Psalm 103 van Dawid. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan is om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy trou in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Tot sover. Elke mens het iemand nodig wat hy bewonder. Dit mag moontlik 'n sportheld wees, of 'n rolprentster, of 'n besigheidsman, 'n onderwyser, 'n familielid. En as daardie persoon nog vir jou 'n mentor ook kan word, jy neem hom maar net volg op 'n afstand nie, maar jy tyd met hom kan spandeer, om hoor praat, dat hy verduidelik hoe hy dink, en ek hom naby leer ken, en iets van hom op my afgee. Dit het elke mens geweldig nodig. Gebed begin deur baie groot oor God te dink, oor sy kwaliteite, oor dit wat hom uniek maak, oor dit wat hom belangrik en groot maak. En voor ons kyk wat hierdie Psalm oor God sê, is het belangrik om te onthou dat wat ons ook al oor God sê, nie is hoe hy is nie. Dis net hoe ons beleef hoe hy is. In werklikheid is God ontelbaar miljoene kere groter as wat ons ooit kan dink, as die beste wat ons van hom kan dink. En dit is so kosbaar as hierdie Psalm 'n kans kry, Dawid, om oor God te praat. Iemand vir hom sê, vertel my van jou God. En hy sê, ek moet jou vertel. En dis soos wanneer iemand vir ons die kans gee en sê, vertel ons van jou God. En dan is ons denke oor God die beste wat daar kan wees. Hy sê byvoorbeeld in vers 2, dat die Here net goed doen. Hy is 'n God wat net weldade doen. Die beste dinge kom van hom af. Niemand vra so goed soos hy, hoe kan ek jou help nie? Rukkie terug het ons 'n papwiel gekry daar tussen Ventersdorp en Talton, en ek sukkel, ek kry die ding nie los nie, en mense ry verby, en ek hou maar aan,
En die volgende oomblik kom hier 'n bakkie verby, vol arbeiders met 'n man wat uitklim en sê, kan ek help? Oom nogal. En ek sê, man, as jy net my kan help die ding los te kry. Hy sê, nee, ons ruil hier die hele ding vir jou om. Ek vra hom uit, hy is toe 'n boer van daar naby. Hy wys daar is hulle plaashuis en hy het 'n klomp tydelike arbeiders gehaal wat gou dringend werk moet doen voor 'n vliegtuig hulle lande moet kom spuit. So jy besef, hy is so angstig om te gaan. Hierdie mense sit nou op die bakkie en niks doen nie. Die vliegtuig is op pad. Maar hy maak of hy al die tyd in die wêreld het. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Ek sê, maak net hierdie los, ek sal die res doen. Hy sê, ek doen alles vir jou. Nou sit hy in die grond en doen dit. Dis hoe die Here maak. Hy is 'n God wat weldade doen, wat net die beste vir mense begeer. In vers 3 sê hy, en elke keer gebruik hier amper oordrewe term, hy vergewe al my sonde. Hy genees al my siekte. So as hy oor God praat, praat hy oor die beste, die grootste, die mooiste van God. En in vers 4 sê hy, God verhoed dat die dood my enige tyd sal tref. Ek is nooit bang vir die dood as God naby is nie. Sy liefde is onbeskryflik spesiaal. Dit laat my so spesiaal voel, laat my voel ek is die enigste een in die wêreld op wie hy al sy liefde uitstort. En sy ontferming oor my. Hy laat my so gekoester voel, so vasgedruk voel in sy teenwoordigheid. In vers 5 sê hy gee die goeie in oormaat. Hy hou net aan en aan goeie dinge gee. Trouwens, hy laat my voel of ek altyd jonk is en so vol energie, soos 'n arend. Ek is onbeskryflik opgewonde oor dit wat God in my lewe doen. Vers 6 sê, niemand het fisiese tekorte as God vir hulle sorg nie. Almal het oorgenoeg. Niemand voel ingedoen nie. Hy is barmhartig en hy werk so onbeskryflik mooi met mense in nood. As iemand sukkel, help God hom op die heel beste manier. Hy is genadig. Daai ondraaglike las wat op jou skouer is, hy haal dit af. Hy bevry jou. En so gaan hy aan en aan. Hierdie is net die eerste paar verse. So gaan hy aan vir 22 verse. En ons wil amper net stop en sê, ekskuus, maar ek beleef God nie altyd as so perfek nie. Ek dink nie, die lewe is so eenvoudig nie. Wel, die feit is, as jy dan in 'n wêreld lewe alles nie perfek is nie, dan dien jy nie my God nie. My God is die een wat die beste vir almal doen. Die plekke waar ons worstel met God, waar ons vir hom sê, Here, maar ek sukkel, en ek voel ingedoen, en die onreg in die wêreld is vir my sleg. Dit kan aandag kry, en dit moet aandag kry, maar nie hier nie. Nou fokus ons net op die beste kwaliteite van God. Loof ons hom daarvoor, eer ons hom daarvoor. Ons stel as dit ware vir ons 'n beeld voor van die perfekte goedheid en liefde. En dis die een voor wie ek nou kom sit. As ek dink dat hy gebreek het, dan hanteer ek dit op 'n ander plek, op 'n ander manier. Maar nou is daar 'n fase waar ek net opgewonde is oor God, net groot dink oor hom, net passievol is oor hoe hy is. Ons laat dus nie toe dat enige iets nou ons denke oor God besoedel nie, niks nie. Ons loof hom, ons respekteer hom, ons aanbid hom. En om ons te help, het ons huiswerk. En omdat ons nou die speuke een vir een gaan vat, los ons eers die ander. Ons fokus net op hierdie eerste ene, op lof aan God. Ons memoriseer hom, ons weet as ons by ons Bybel gaan sit, dan fokus ons nou op lof. Dis die ding wat in ons gedagtes opkom. Een van die beste maniere om dit te doen, en dit wil ek vir jou uitdaag om hierdie week te doen, is om 'n lied rustig op jou eie deur te sing. 'n Lied oor God se goedheid. Nou, ek wil nie waag om te sing nie, dalk moet ek sing, want dan gaan jy gou na iemand toe gaan wat kan sing. Maar jy met jou beperkings 'n lied vat en hom saam sing. Ek wil die Here loof, en gaan deur die lied. Loof met my hele hart vir sy goedheid. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Vat dalk die lied 203 in die gesange bundel,
Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het ons skuld vergewe. Ek wil 'n nuwe lied vir hom sing. Vat 'n lied en sing hom rustig. Glo in God se grootheid, bid daaroor, eer hom daarvoor. Here, dankie dat ons in eenvoud kan begin. Niks groot dinge wat ons hoef te memoriseer nie. Niks dinge wat ons moet doen om U naby ons te bring of U net rustig te maak nie. Ons kan in opgewondenheid net ons fokus plaas op dit wat reeds binne in ons is. En dit is dat ons U regtig bewonder. En die druk van die lewe, die sukkel wat ons baie keer het, veroorsaak dat ons hierdie vergeet. Ons wil nou op U fokus, op U liefde, U omgee. U is 'n wonderlike God. Ons eer U en ons loof U. Amen.